Welkom by Tech Terrein. Ek is Theo Forster. Ek het die voorreg om te gesels met Jaco Beyers. Nou Jaco is onlangs bevorder tot die bestuurende direkteur van John Deere, nie net Suid-Afrika nie, nie net Afrika, ook die Midde-Ooste. Jaco, baie welkom. Dankie Theo. Eerstens Jaco, baie geluk. Hoe voel dit? Dit is 'n ervaring wat ou nie verwag het nie, maar dit bring ou vinnig terug aarde toe. Great geleentheid om saam met 'n uitstekende span en handelaarsnetwerk die pad vorentoe te stap. Ek is al 16 jaar by die maatskappy, maar hy parachute nie van iewers anders af nie. Ou ken ons nou almal se sterkpunte. En Nes Rassie Erasmus met die Springbokke op die sterkpunte gespeel het. Beoog ek om hy sterkpunte van my span, die handelaarsnetwerk, saam te bring en nuwe hoogtes vir John Deere en vir ons boere vorentoe te vat. Ons het soveel om te bied en sien uit om van daai tegnologie te ontlyk en die boere aan te vat en te sê, okay, hoe vat ons hulle boerdery verder? Ja, hulle het soveel challenges al buite. Maar met die regte tegnologie kan ons tog mos nou daai ekonomiese speelveld, wat daai ekstra rand of wat ons met tegnologie kan vorentoe bring, hoe ontlyk ons dit en hoe vat ons hulle vorentoe? Jaco, ons is aan die einde van hierdie jaar. 2020 was 'n moeilike jaar, dit was 'n uitdagende jaar. Jou boodskap aan die boere? Ek kan dit weer sê, dit was 'n uitdagende jaar toe. Ek dink vir die boere, hopelik kon hulle sien die belangrikheid van die boer, die belangrikheid aan voedselsekerheid en die bydrae van 'n boer in hierdie ekonomiese stelsel waarbinne ons besigheid doen. Byt vas, julle doen 'n uitstekende werk. Van ons kant af, ons globale doelstelling, purpose statement, is we run so life can leap forward. Nou, ek kry hoendervleis as ek net aan dink, dit is 'n nuwe ding wat ons net uitgebring het, maar elke handelaar en elke John Deere persoon leef hierdie na. Ek gaan dit weer sê, we run so life can leap forward. Met ander woorde, ons produkte is daar om die boer aan die gang te hou, sodat hulle die kos en die infrastruktuur daar kan skep om ons uitstekende land en kontinent vorentoe kan vat. En hopelik 'n geseënde Kersfees en sien uit om baie goeie besigheid met elke boer te doen, of dit nou 'n service box is wat hy nou net gekoop het, of 'n hele vloot. Ons sien uit daarna. As 'n mens terugkyk na 2020, het julle 'n klomp goed gedoen, innoverend self in 'n baie moeilike jaar. Kom ons gesels 'n bietjie oor van die goed. Die eerste een is hierdie program, Tech Terrein toe. Ek is baie trots op die span. Ons het in minder as 60 dae het ons Tech Terrein op die been gebring. 'n produksie van 16 episodes wat ons van deur die bank tegnologieleiers en industrie leaders wat ons genooi het om natuurlik dan nou 'n boodskap te bring, nie net John Deere nie, maar wat is nuut in die tegnologie mark of in landbou, en hopelik het daar baie goeie boodskappe deurgekom na die boer. Die oproepe wat ons gekry het was ongelooflik. En ons wil graag uitbrei met Tech Terrein vir 2021. Wat vir my opgeval het, en ek was nou daarbey betrokke, was 'n paar goed. Nommer 1, die entoesiasme waarmee die John Deere personeel dit aangepak het. Hulle passie vir die besigheid, hulle kennis, hulle manier om dit te deel, maar ook julle het in hierdie tyd 'n klomp nuwe tegnologie en nuwe produkte die lig laat sien. 100%, was vir ons amper 'n spanbou, wat ons nader aan mekaar gekom het, nader aan ons handelaars, maar dan as ons na die tegnologie kyk, ek dink dit was 14 nuwe produkreeks, as jy wil noem, wat ons kon bekendstel, en dit was al in die middel van lockdown. Baie trots en dit is uitstekend om te sien hoe suksesvol is van hierdie produkte. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, die 6B, ek dink was episode 2. Uitstekend hoe goed hierdie produk, hoe die boere dit aanvaar, en eintlik die bonus content wat ons na die Tech Terrein, hoeveel boere het gesê, my magtig, ek het nie besef
die verskil tussen die verskillende tyre opsies op 'n 6B nie. So ek dink ons kom agter daar is 'n groot behoefte aan addisionele inligting wat ons aan 'n boer kan deel, en die tegnologie in 'n forum soos hierdie soos Tech-Terrein is 'n great platform wat ons graag wil verder vat. Dis min maatskappye wat dit reg kry. Baie mense het hier en daar die pap op die grond laat val, en dit bring my by julle jaarlikse prystoekennings. Julle toekenningsaand wat julle, of geleentheid wat julle mense vereer vir wat hulle gedoen het. Vertel my 'n bietjie daarvan. Vir ons is dit belangrik om erkenning te gee aan daai top ouens, die room van die room. En hoe doen jy dit beter as jy daai persoon en sy gade of haar gade kan nooi in 'n glansgeleentheid om te sê nommer 1 dankie, en daai erkenning, dis nie altyd monetêr nie, maar partykeer net daai erkenning. Werkswinkel van die jaar. Dis uitstekend om daai kompetisie tussen werkswinkels te sien. Vir 'n boer is dit ons belangrik om te weet ek werk by die beste werkswinkel, of my ouens werk na die beste toe. Ek investeer in 'n diertrekker, dan moet hulle ons goed daarvoor kan werk. So ons het die werkswinkel van die jaar, die tegnikus van die jaar, verkoopsman van die jaar, parte ondersteuning van die jaar, John Deere Financial, hulle wie's hulle top performers, en dan die handelaars, kom ons dit dealer of die jaar. En dit is ongelooflik binne John Deere, ek dink is ook iets wat ons uniek maak, is daai dryf om te verbeter. En ons monitor dit nogal gereeld om te sien die top 100, die top 50, hoe skuif die jong ouetjies, hoe hard werk hulle om bo te kom, en die ou manne, hoe hard werk hulle om bo te bly. En dis great om daai interaksie te sien, en te sien hoe verbeter die John Deere span jaarliks met van hierdie kompetisies. Dis uitstekend. Kom ons skuif nou terug. Dit was nou die verlede hierdie jaar wat verby is. As jy kyk na 2021, die jaar wat kom, wat kan die landbouers, die boere, wat kan hulle verwag van julle? So, nommer 1 is 'n tegnologie. Maar tegnologie wil ek opdeel in 2 gedeeltes. Die eerste ene is, van ons kant wil ons seker maak die boer verstaan wat se tegnologie kan ons ontsluit in sy huidige produk en die huidige produkte hier. Kom ek gee 'n idee, ons het hierdie jaar 'n nuwe 8000 gelons, die 8R. Daar's 3.500 verskillende komponente wat jy van kan kies. Ons bestel nie net 200 8000 in die boer vat hom nie. Daar's honderde verskillende opsies, en ons wil hê die boer moet, as hy sy beplanning doen, kom sit by die John Deere handelaar en kom ons kyk wat het jy nodig. Ek wil graag 2 voorbeelde. Die eerste ene is 'n transmissie. Daar's 3 voorbeelde. Die eerste een is 'n power shift. Dit is 'n baie ou tegnologie, maar baie betroubaar. Maar dan het ons 'n E23. Dis presies dieselfde transmissie, maar hy het die rekenaar wat dan hom baie meer effektief bestuur. So ander woorde, jou brandstofverbruik is uitstekend. Dis die trekker wat ons die prys gewen het 'n jaar terug met die ligste brandstofverbruik in sy klas. En ons wil seker maak die boer kies die regte spesifikasie vir sy operasie. En tweede voorbeeld, ligte. 'n Dom ding soos ligte, maar hoe belangrik is dit as jy kom by planttyd en jy wil daai ekstra 2 of 3 ure wat jy nou nodig het. En volgende dag gaan ons byvoorbeeld night demos doen. Ons gaan in die nag ons ligte aansit en die ouens wys die verskil. Nou dis 2 klein voorbeeldjies, maar ons wil daai tegnologie kan help ontsluit. En dan natuurlik as ons gaan kyk, nou kom ons noem van die handelaars praat van die gizmos, ons praat van Operation Center, Connected Support. Dit is daar's nog baie nuwe tegnologie in daai front wat ons ook gaan bring vir 2021. As ek mag so 'n bietjie uitbrei, dis die Engelsman sê 'n feather in our cap. Ons het nou Noord-Afrika en Midde-Ooste bygekry. Wat beteken dit vir 'n Suid-Afrikaanse boer? Dit beteken ons bring ekstra kundigheid en mense wat ons aanstel in Suid-Afrika. So ander woorde, die kennis lê hier, wat ons natuurlik gaan verder uitbrei. Dis ons investering in die Suid-Afrikaanse landbou ook. En dan die tweede ene is, van 16 Maart is die konstruksiebesigheid en bosbou val ook onder ons. En ons sien baie uit daarna. So John Deere, wat het tot nou toe nog primêr landbou masjinerie was, gaan dit uitbou
na konstruksie en bosboumasjinerie ook. 100%. En dit val ook onder jou gebied. Ek is bevoorreg om daai span ook te kan lei. En ons handelaarsnetwerk het ons die laaste 10 jaar geïnvesteer. Ons het hulle genoem die Dealers of Tomorrow. En hulle het skaal gaan inbou. Hulle het die nodige tegnikus te inspanne en as ons gaan kyk na sisteme en tools, en dit gaan ons 'n competitive edge gee om vir die handelaar nou die konstruksie, bosbou en landbou. Nou gaan jy my vra, maar waarom sal ons dit wil doen? Ons wil ons nou net fokus op die landbou. Ons wil die handelaar natuurlik ook dryf om hy nodige investering te doen, maar ons almal weet landbou is baie siklies. As ons die konstruksie kan overlap, soos ons sal sê, dan kry ons 'n baie stabiele besigheid. So, aan die ander woorde, nou kan daai handelaar daai nodige investering maak. Addisionele investering. Presies. Dis net 'n sterker ekosisteem wat ons bou vir die toekoms reg deur Afrika. Net 'n Jaco op daai vraag, en is miskien so 'n bietjie van 'n tong in die kies vraag. John Deere is groen toerusting. Gewoonlik is konstruksie toerusting geel. Hulle praat van geel toerusting. Hoe gaan julle die kleur werk? Dis presies net so. Dis nog steeds. Ons praat ook in John Deere van die groen en as ook die geel. En wêreldwyd is dit bekend as Deere. Ja. En inteendeel, hulle die toerusting hardloop heidaglik hierso, net op 'n ander brand. Maar dit is fisies 'n John Deere produk en ons bring dit dan nou onder ons eie handelsmerk van 16 Maart af. Jaco, baie geluk. Ek dink dis 'n klomp uitdagings. Ek dink is uitstekende geleenthede en ek dink vir my wat uitstaan is kom ons sê die manier wat John Deere verbind word, nie net aan Suid-Afrikaanse boere nie, maar as boere as geheel. So alles van die beste. Ek hoop is 'n wonderlike jaar en ek hoop as ons die einde van volgende jaar hier sit, dan kan jy terugkyk en vir ons vertel hoe suksesvol dit was. Baie geluk, Jaco. Dankie Theo.